Geliefdes, die Here is hier in sy huis en ons is hier vergader om hom te ontmoet, die heilige God van hemel en aarde. Terwyl ons hier saam is en so voor hom verskyn, kom ons raak stil voor die Here, sodat ons hom kan ontmoet. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reendag, so het die glans rondom gelyk. So die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre. Die drie-enige God het ons gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons aanbid hom ook as die drie-enige. En ons doen dit vanmôre deur Gesang 237 al twee die verse saam te sing. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord en u lof besing met 'n aardse stem? Kom ons staan en dan sing ons vers 1 en 2 hartlik saam. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woordheid, woord, ligheid, lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstaan, is die grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Geliefdes, na die wet van die Here as skuldbelydenis vanmôre Gesang 62, die tweede vers. Gesang 62 vers 2. En ek wil vra dat ons vanmôre, wanneer ons die skuldbelydenis sing, sal staan. Want wanneer die Here in sy wet met ons praat en ons ook deur die Here se wet aangekla word, dan is dit nodig dat ons ook sal staan om so ons verantwoordelikheid te aanvaar. Ons sit ook baie keer wanneer ons die skuldbelydenis doen, om ook te wys dat ons met ons hele wese in ootmoed voor die Here kom verskyn oor ons sonde, maar wanneer die Here ons aankla, dan staan ons ook baie keer sodat ons sy aanklagte kan aanhoor. Maar sodat ons ook sy genade kan aanhoor. So ek wil vra dat ons hierdie lied vanmôre sal sing, nie net omdat ons deur die Here aangekla word nie, maar omdat ons ook iets wil erken. Ons wil staan in eerbied voor die God, wie se wese vir ons so groot en so omvangryk is,
dat ons in aanbidding voor hom buig. Kom ons luister na die Here se wet vanmôre soos wat hy dit vir ons opgeteken het in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heilige so God die wese, reiner as die son se lig, engle selfs in heilige vrese, dek voor u al aangezicht, ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieën neer, ons kom bly genade, Heer, verlos ons van die kwade. Geliefdes, ons gehoorsaamheid aan die wet van die Here is 'n uitdrukking van ons liefde vir hom. In Johannes 14 vers 21 sê die Here Jesus: Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. Ongehoorsaamheid aan die Here se wet en aan sy wil is dus liefdeloosheid. En dit is juis die rede waarom ons sondes ons so bedroef. Wanneer die Here ons kom aankla, dan staan ons ook bedroef voor die Here. Ons bely ons sondes voor hom, want ons weet ons is ongehoorsaam. Ons liefde is nie altyd opreg nie. Ons liefde is nie altyd volledig nie. Genadiglik troos die Here God ons ook in sy woord met die wete dat sy liefde vir ons anderster lyk as ons liefde vir hom. Hy het ons so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo en hulle vertroue in hom stel om hulle sondes te verlos, dat hulle die ewige lewe mag hê.
In Johannes 14 vers 24 waarsku die Here Jesus ons egter ook om nie in ons ongehoorsaamheid te volhard nie. Hy sê, hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. Wie hierin volhard, sal vir ewig verlore wees. U kan weer sit. Geliefdes, ons gaan die geloofsbelijdenis vanoggend na die diens doen of na die preek doen. So u kan die woord van die Here oopmaak by Johannes 14. Johannes 14, ons gaan lees vanaf vers 16 tot by vers 31. Johannes 14 van vers 16 af, maar voordat ons lees, kom die manne staan en dan bid ons eers saam. Vader, Seun, Heilige Gees, drie enige God. Ons kom buig voor U neer, Here, omdat U wese heerlik is. Omdat U omring is met majesteit en met heerlikheid en met glorie. Ons kan nie U wese met ons menslike verstand begryp nie, U is te groot vir ons. Maar tog openbaar U Uself aan ons as een God, maar drie persone. As die Vader is U ons skepper en ons onderhouer. Die een wat oor ons lewens beheer uitoefen en wat dit bestuur. As Seun kom U in hierdie wêreld om ons met U te versoen en vir ons sondes te betaal, sodat ons uit die mag van die sonde en die dood gered kan word. En as Gees kom skenk U aan ons geloof in ons harte, sodat ons die waarheid en die egtheid van Christus se verlossing kan toeëien. U kom heilig ons lewens, sodat ons afgesonderd kan leef, toegewy aan U diens. En as geheiligdes, is ons dan ook vanmôre hier by mekaar. Ja, sondaars, ons bely ons sonde, maar ons is ook geheiligde sondaars. Nog nie volmaak nie, maar op pad na die volmaaktheid. Ons dank U, Vader, dat U deur U woord en deur die werking van U Gees ook met ons spreek en dat U ons opbou en dat U ons verryk en dat U ook ons denke oor U kom vorm wanneer ons so by mekaar is om na U woord te luister. En is dit ons gebed dat U vanmôre ook dit wat ons uit die skrif uit gaan lees, dat U dit vir ons deur U Gees se werking sal oopbreek en ons harte vir hierdie woord ontvanklik sal maak, dat U ons eie voorveronderstelling sal afbreek en sal ontbloot en dat U ons in staat sal stel om onbevange na U skrif en U woord te luister. Wil U ook gee, Here, dat ons U woord sal bewaar, wat beteken dat ons in die woord sal glo, sodat U Uself in die woord aan ons bekend maak en nie ons eie denkbeelde oor U sal aanhang nie. Spreek dan nou, Here, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. In Jesus se naam. Amen. Johannes 14, vanaf vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, waar die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien
en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan by 'n hele klomp verse uit hierdie gedeelte uit stil staan, maar die vers wat vanmôre se gedagte, se preekgedagte waarskynlik die beste saamvat is vers 16. Ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer oor die drie-eenheid was nog altyd van die moeilikste leerstellings in die Bybel om te verstaan. Dit gaan eintlik 'n mens se verstand te bowe. As jy regtig al bietjie gaan dink het oor die drie-eenheid en hoe ons die drie-eenheid vir mekaar verduidelik vanuit die skrif uit, dan is dit nie iets wat regtig logies sin maak nie waar nie, om te dink God is een wese. Ons glo God is een. Daar's net een God. Dit is wat ons ook in die eerste gebod hoor. Die Here maak hom ook so bekend. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Maar terselfdertyd onderskei ons hom in drie persone: die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie drie persone is nie drie afsonderlike gode nie, maar is almal deel van die wese, die een wese van God. Nou ek weet, logies maak dit nie sin nie. En daarom het mense nog altyd probeer om hierdie leerstelling op een of ander manier 'n bietjie meer verstaanbaar te maak. En hulle doen dit dan gewoonlik deur een of ander beeld te gebruik of 'n metafoor te gebruik wat ons help om net 'n greep te kan kry op die drie-eenheidsleer. Een van die bekendste beelde wat dikwels gebruik word, en miskien het u dit al gehoor, is die van 'n man wat in verskillende verhoudings staan en op grond daarvan verskillende rolle vertolk. So sal ek byvoorbeeld kan sê, ek is 'n
man vir my vrou, ek is 'n pa vir my kinders, en ek is terselfdertyd 'n seun vir my ouers. Ek verander dus nie in 3 verskillende persone nie, maar die verhouding waarin ek staan, bepaal die rol waarin ek myself uitdruk en uitleef, en hoe ek ook beleef word deur ander partye. En op soortgelyke maniere is daar ook ander beelde, ek gaan hulle nou nie almal noem nie, maar dink byvoorbeeld ook aan die een wat jy ook al gehoor het van water. Miskien het jy dit al gehoor, dat iemand die 3-eenheid vir u met hierdie beeld van water verduidelik en sê, maar water het 3 toestande waarin dit kan verkeer. Water kan 'n gas wees, wanneer dit waterdamp is. Water kan 'n vloeistof wees, wanneer ons dit drink. Maar water kan ook 'n vaste stof wees, maar dit bly water. So dit hang net af van die vorm waarin jy dit kry. Dit verander van vorm, maar dit bly in wese water. Nou toe ek jonger was, het ek nogal baie van hierdie verduidelikings gehou, veral die ene oor die verhoudings waarin jy staan. Pa vir my kinders, man vir my vrou, 'n seun vir my ouers, want dit het my gehelp om iets van die 3-eenheid 'n bietjie te verstaan en net 'n greep op dit te kry. Totdat iemand eendag by my gekom het en gesê het, maar weet ek wat ek besig is om te sê? Jy is besig om 'n skeefgetrekte idee van die 3-eenheid deur hierdie beeld oor te dra. Dit het selfs 'n naam in die teologie. Dit staan bekend as modalisme. Hoor die Engelse woord mode in modalisme, of modus in Afrikaans. Het gaan dus daaroor dat God homself in verskillende vorms uitdruk. Hy is een God, maar soms tree hy op as Vader, soms as Seun, soms as die Heilige Gees. Maar dit is wat hierdie voorbeeld of hierdie beeld wat 'n mens probeer gebruik eintlik oordra. Nou vandag is dit 3-eenheid Sondag. Dis die Sondag gewoonlik na Pinkstersondag, waarin ons spesifiek 'n bietjie stil staan by die leer oor die 3-eenheid en wat die Bybel ons leer. En jy sal dalk hierso sit en sê, maar is dit nie onnodige hardlowery om nou hieroor te wonder nie? Dit is tog nou maar net maak dit regtig saak, dis maar net mense wat probeer om iets te verstaan van die 3-eenheid, moet ons regtig so ernstig wees daaroor? Maar broers en susters, dit maak baie saak, want dit maak so baie saak dat ons saligheid daarvan afhang, sê die geloofsbelijdenis van Athanasius. En daarom staan ons vandag 'n bietjie by 'n meer dogmatiese of leerstellige tema stil. Maar een wat nog steeds baie aktueel is, as jy die konsekwensies daarvan oorweeg. Ons tema vir vandag is, God is een wese en 3 persone. Nie een wese in 3 vorms nie. Een wese en 3 persone, nie een wese in 3 vorms nie. Om regtig hierdie kwessie te verstaan, is dit nodig dat 'n mens eers bietjie stil staan by die leer oor die modalisme en dit uiteensit. Dis 'n baie ou dwaalleer wat al reeds hier teen die einde van die 2de eeu, begin van die 3de eeu, sy vasdraplek in die kerk begin kry het. En die siening het ontstaan, juis omdat Christene probeer het om iets van die wese van God, wat vir ons so onbegryplik is, te kan verstaan. Hulle wou natuurlik ook, was opreg gewees, want hulle het probeer om veral 2 waarhede oor God sterker te beklemtoon. Die een is, dat God net een is, dat hy een wese is. En die tweede een is, dat Jezus werklik God is. Kerkvaders soos Hippolytus en Tertullianus het veral teen hierdie dwaalleer geskryf en die gevaar daarvan uitgewys. En wanneer Tertullianus byvoorbeeld in sy verweer teen die Keter Praxeia skryf, dan verduidelik hy waarom hierdie leer van die modalisme vir baie mense so aantreklik gelyk het. Want hy skryf dat baie eenvoudige gelowiges geskrik het vir die gedagte van 3 in 1. Hoekom?
omdat hulle uit die heidendom met te veel godedom gekom het. So 'n mens het nogal simpatie vir hulle omstandighede, simpatie vir hoe hulle uiteindelik by hierdie leer uitgekom het, want hulle was bang, hulle maak van God 3 gode. En dan is hulle maar weer terug by die veelgodedom waaruit hulle tot bekering gekom het. En hulle wou sê hulle glo net in een ware God. So hulle bedoeling was goed, maar hulle oplossing en hulle verduideliking was uiteindelik onbybels. Nou wat presies leer hulle? Modalisme leer dat God een persoon is, wat homself op verskillende maniere en in verskillende modusse of vorms openbaar. Amper soos iemand wat in 'n toneelstuk verskillende rolle vertolk. Ek weet nie of jy weet nie, maar Elrika Smit wat hier by ons lidmaat is, sy speel nou in wat is die Ons vir jou, die wat nou by Afriforum Theater opgevoer word. Ek gaan vra 'n bietjie vir haar, hoeveel keer moet sy kostuums verander? Want sy speel nie net een rol nie, sy vertolk meer as een rol. Sy moet elke keer net 'n ander kostuum gaan aantrek en gou goed klaar maak en dan sy vinnig weer op die verhoog, dan sy hierdie persoon en dan sy daardie persoon en so vertolk sy verskillende rolle en is eintlik maar net haar kostuum wat verander en so kan sy iets anders ter wees of iemand anders ter wees op die verhoog. En in 'n sekere sin tree God dan ook op hierdie manier op. Hy openbaar homself in sommige situasies as Vader. En 'n ander kere weer as die Seun. En partykeer weer as die Heilige Gees. So dit probeer die gedagte dat God een is beskerm, maar dit doen dit ten koste van die ewige persoonlike onderskeid wat daar tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Gee iets prys. So anders dis as die klassieke leer van die Bybel oor die drie-eenheid wat sê dat God een wese is, maar 3 persone, meen die aanhangers van die modalisme dat die Vader, die Seun en die Gees nie 3 ewige en onderskeie persone is nie, maar slegs verskillende benamings is of verskillende openbaringsvorme is van dieselfde persoon. So ons sê God is een wese, 3 persone, hulle sê God is een persoon wat in verskillende vorme homself openbaar. So tree hy as Vader op tydens die skepping, tree as Seun op tydens ons verlossing en hy tree as Heilige Gees op wanneer hy daardie verlossing in ons lewens toepas. Maar miskien wonder jy nog steeds, maar wat is die probleem daarmee? Want is dit nie maar net 'n eerlike manier om God bietjie meer verstaanbaar te maak nie? As 'n mens dit egter ontleed, geliefdes, besef jy hoe ingrypend hierdie standpunte is, want dit bedreig ten diepste die kernwaarhede van ons geloof. Nou om dit te verstaan moet ons na 'n paar voorbeelde gaan kyk en ons kan bloot by ons teksvers begin. Johannes 14 vers 16 is waarskynlik een van die belangrikste tekste waaruit 'n mens die leer oor die modalisme kan antwoord. Hoor wat sê die Here Jesus? En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou as God een persoon is wat homself bloot in verskillende forme openbaar, hoe moet ons dan hierdie vers verstaan? Bedoel die Here Jesus dat hy homself sal vra om homself net in 'n ander vorm van homself aan sy disippels te gee sodat hulle nie alleen hoef te wees nie? Jy sien dis reeds hoe dat die modalisme 'n teks soos hierdie baie moeilik kan verklaar en dis eintlik moet verdraai om by 'n verduideliking uit te kom. Nou terwille van tyd kan ons nie by alles stil staan vanmôre nie en ek gaan net enkele kernwaarhede uitlig wat deur hierdie leer in gedrang gebring word. Eerstens bring dit iets soos die middelaarskap van Jesus Christus in gedrang. Met die sondeval in die tuin van Eden weet ons dat daar vyandskap tussen God en mens gekom as gevolg van die sonde.
Satan het die mens verlei, sodat hy in opstand gekom het, en reeds in Genesis 3 vers 15 beloof die Here dat hy iemand sal stuur uit die saad van die vrou wat die kop van die slang sal vermorsel. Hierdie verlosser se groot taak was egter nie net om die vyand te vernietig of die vyand dood te maak nie, maar sy taak was ook om die vyandskap wat daar tussen God en mens was, die verwydering wat daar gekom het as gevolg van die sonde, om dit weer te herstel. Hy moes dus 'n middelaar wees. 'n Middelaar is iemand wat tussen twee partye bemiddel. Hy moes sorg dat daar weer vrede kom tussen sondige mense en 'n heilige God. As God egter net een persoon is, wat bloot van rol verander, dan lei dit tot baie vrae. Byvoorbeeld, as Jesus Christus dan gekom het om ons middelaar te wees, maar God is net een persoon, tussen wie en wie bemiddel hy nou? Die Seun kan dan nie by die Vader vir ons intree en vir ons pleit nie, want hy is dan die Vader. As die Vader en die Seun nie twee unieke persone binne die drie-eenheid is nie, dan val die hele leer van Christus se middelaarskap plat. Dit sluit verder aan by Christus se rol as plaasvervangende offer. Dit vorm natuurlik die hart van die evangelie, nie waar nie? Want so lief het God die wêreld gehad, hoor mooi, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Om dit te doen is dit nodig dat God nie een persoon in verskillende verskyningsvorms moet wees nie, maar juis dat hy drie persone in een wese moet wees. Waarom is dit belangrik? As God net een persoon is, wie moes dan tevrede gestel word deur die offer wat gebring word? As Christus as plaasvervangende offer vir ons sondes betaal het, by wie het hy die skuld betaal? Meer nog, as God net een persoon is, wat homself in verskillende vorme openbaar, en Christus het aan die kruis gesterf, beteken dit dat God vir 3 dae dood was, en vir 3 dae dalk nie in beheer was van dit wat in die wêreld gebeur nie. Sien nie die implikasies hiervan, as 'n mens hierdie ding in sy konsekwensies uittrek. En dit gaan selfs nog verder, want Christus se middelaarskap gaan voort na sy opstanding uit die dood, waar hy tans in die hemel aan die regterhand van die Vader is, tree hy elke dag vir ons in. As hy en die Vader egter dieselfde persoon is, by wie tree Christus vir ons in? By wie bid hy vir ons? Dit raak ook ons gebedslewe. Want waarom het die Here Jesus ons byvoorbeeld geleer om tot die Vader te bid? In sy naam en in die krag van die Heilige Gees. As hulle eintlik in wese een is, of in persoon een is. Hulle is in wese een, maar hulle is, soos wat die modalisme sê, in persoon een is. Wat van die Here Jesus se eie gebede? Sy gesprekke met die Vader? Was dit oorverblindery gewees? Was dit skynheiligheid gewees? Met wie het hy nou eintlik gepraat? Het hy net met homself gepraat? Wie se toorn het hy in Getsemane gevrees, toe hy gebid het dat die beker by hom moet verbygaan? As God net een persoon is, was hy bang vir homself? Dink verder aan die implikasies daarvan vir wat die Here Jesus in ons teksgedeelte sê. Hy bemoedig sy disippels vir die moeilike tyd wat kom. Hy weet, hy gaan nou ly, hy gaan sterf, en dan gaan hy van hulle vertrek met die hemelvaart. Hy beloof in die gedeelte om hulle nie as wese agter te laat nie, maar hy sê, ek sal 'n ander trooster aan julle stuur,
Net wel 'n ander trooster. Met ander woorde, nie een presies soos ek nie. Het die Here Jesus gejok. Waarom het hy dan nie iets gesê soos, ek sal in 'n ander vorm na julle toe kom nie? En as dit is wat hy bedoel het, dat hy bloot in die vorm van die Gees na ons toe sal kom, dan laat dit ook die vraag, wie is dan nou in die hemel? Is daar iemand in die hemel? Want as die Gees nou by ons is, soos die Here beloof het, hy sal wees, is daar dan nou niemand in die hemel nie? Wie hanteer die verloop van die wêreldgeskiedenis? Wie is die een wat regeer? As die Gees nou hier by ons is om ons te bemoedig. Geliefdes, ons kan baie uitbrei, maar ek dink ons kan raak sien hoe dat 'n verkeerde verstaan van God se wese uiteindelik ons redding in gedrang bring, omdat dit die kernaspekte daarvan aantas. As 'n mens so na die dinge kyk, dan begin jy verstaan waarom die geloofsbelijdenis van Athanasius begin deur dit onomwonde te stel. En ek wil net vir u die begin lees. Elkeen wat salig wil wees, vir hom is voor alle dinge nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. En die een wat dit nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, hy sal ongetwyfeld verlore gaan. Die algemene geloof, dan is dit, dat ons die een God in die drieheid, en die drieheid in die eenheid vereer, sonder om die persone te vermeng, of die wese te deel. Dit is eintlik pragtig. En daarom is dit nodig dat ons by die waarheid sal bly, soos wat die Here God dit aan ons geopenbaar het. Want sien, as ons met al hierdie allerhande snaakse maniertjies van ons kom om probeer sin maak, en ons verdraai eintlik die woord, dan bly ons nie meer by die openbaring van God in sy woord nie. In vers 23 maak die Here Jesus 'n belangrike uitspraak. Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Nie sy eie weergawe daarvan nie, hy sal my woord bewaar. Wat hy in wese vir ons sê, is dat as ons hom nie dien soos wat hy hom in sy woord aan ons bekend maak nie, as ons hom nie aanbid in ooreenstemming met wat hy in sy woord vir ons leer nie, dan sê hy, kan jy nie sê jy het my lief nie. Want hy wat my lief het, bewaar my woord. Sy woord is immers die waarheid. En as ons hom in gees en in waarheid aanbid, dan moet ons dit volgens sy woord doen. Dis moet ons kennis neem wat hy van homself en oor homself vir ons sê. En net omdat ons nie noodwendig alles verstaan wat hy vir ons sê nie, maak dit nie noodwendig onwaar nie. As hy waarlik God is, dan moet ons erken dat daar noodwendig sekere dinge en sekere aspekte van sy wese sal wees wat ons nooit ten volle sal kan begryp nie. Dis juis wat hom God maak. Hy's groter as ons en sy wese kan nooit volledig deur ons menslike verstand begryp word nie. Net soos wat 'n mens nie noodwendig, as jy nou soos ek is, en jy is nou nie so goed met geldsake altyd nie, en as sit baie keer in 'n vergadering en die rekenmeesters verduidelik nou vir ons hierdie balansstate en al hierdie state wat hulle nou hier vir ons uiteensit, dan verstaan ek nou nie eintlik lekker hoe hulle daarby uitkom. Al wat ek wil weet is, klop die somme. En as die somme klop, dan sê ek, dan aanvaar ek die res is ook so. En so is dit ook as ons oor God dink. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons kan hom vertrou dat dit wat hy oor homself vir ons sê, die waarheid is. Ons kan natuurlik baie tekste aanhaal uit ander dele uit die Bybel uit, en ons sou sekerlik nog baie kon aanhaal teen die modalisme, maar daar is waarskynlik nie 'n beter teksgedeelte as Johannes 14 nie. En as ons dit bestudeer, dan soog hierdie argumente van die modalisme een vir een. In ons teksvers is die basiese elemente van die klassieke leer van die drie-eenheid reeds teenwoordig. En ek wonder of jy al Johannes 14 vers 16 gelees het as 'n bewysteks vir die drie-eenheid. En ek, Christus,
sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly. Christus is nie bloot besig om 'n ander vorm van homself aan te spreek nie. Hy onderskei die 3 persone binne die wese van God vir ons baie duidelik. Hy is in gesprek met die Vader. Hy is nie dieselfde persoon as die Vader nie. Tweedens vra die Here Jesus die Vader om 'n ander trooster na sy disippels te stuur. Die woord ander is hier baie betekenisvol. Johannes Calvin, die kerkvader, sê oor hierdie woord, dat die Gees op 'n besondere manier van die Seun moet verskil, dat hy hom 'n ander trooster noem. Vers 17 en vers 26 beskryf ook die Heilige Gees in baie persoonlike terme. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat van God uitgaan nie, of 'n bepaalde uitdrukking van God nie. Ons lees dat die Vader hom stuur. Jy stuur nie 'n krag nie, jy stuur iemand. Ons lees dat hy by die disippels sal bly en dat hy hulle sal leer, dat hy hulle sal herinner. Dit is iets persoonlik, dit is iets wat 'n persoon doen. Vers 26 stel ook duidelik dat die Vader die een is wat stuur. Hy stuur die Gees en hy stuur hom in die naam van die Seun. Jy kan eens hoor, broers en susters, deur hierdie hele teksgedeelte is die drie eenheid die heeltyd ingeweef. 'n duidelike onderskeid tussen die persone kom na vore. In vers 20 word die intieme eenheid tussen die Vader en die Seun beskryf sonder om die persone met mekaar te vermeng. Die Seun is dus in die Vader, maar hy is nie die Vader nie. Net so is die Vader in die Seun en in die Gees, maar hy is nie die Seun nie, hy is ook nie die Gees nie. Vers 23 beklemtoon die eenheid tussen die persone, wanneer die Here Jesus na hom en die Vader verwys en sê, ons sal na hom kom en by hom woning maak. Die woordjie ons is nogal belangrik. Dit wys duidelik op die eenheid en op die onderskeid. Nie waar nie? Die eenheid, die Vader, die Seun en die Gees is een, hulle vorm 'n ons. Tog is hulle onderskeie persone, want anders sal ons ook nie van ons kan praat nie. Niemand praat van ons as hy net na homself verwys nie. Ons praat van ons wanneer daar meer as een teenwoordig is, nie waar? So kan jy sien dat die woordjie ons eintlik beide die eenheid en die verskeidenheid beklemtoon. In vers 28 sê die Here Jesus ook duidelik dat hy na die Vader gaan. Dit veronderstel 'n werklike en 'n persoonlike onderskeid. Die Vader is werklik en onderskeibaar van die Seun. Anders sou die woorde van die Here Jesus 'n leuen wees as hy sê ek gaan na die Vader. Hy sê nie ek gaan om nou die Vader te wees vir julle nie. Vers 31 help ons ook wanneer die Here Jesus sê dat hy die Vader liefhet. En dit veronderstel 'n persoonlike verhouding. Twee persone wat in 'n intieme verhouding met mekaar staan. En daarom is liefde iets wat uit die drie eenheid uitkom. Liefde kom eers tot uitdrukking in verhouding. En daarom is daar 'n ewige liefdesverhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En gaan iets van daardie liefdeskarakter van God tot niet as ons sê hy is net een persoon, want hoe kan ons dan sê hy is God van liefde, as daardie liefde nie iewers tot uitdrukking kan kom nie? Geliefdes, uit dit alles uit is dit baie duidelik dat God se eenheid as wese vir ons ononderhandelbaar is. Dis wat die skrif ons leer, hy is een wese. Maar sy eenheid van wese hef nie die onderskeid tussen die drie persone op nie. Die skrif
openbaar duidelik. Jy het gehoor vandag. Jy het die getuienis van die skrif gekry oor die drie eenheid. Wat sê die skrif? Hy is een wese, ons, en drie persone. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Nie een wese in drie vorms nie. As ons hierdie waarheid prys gee, gee ons in wese ons verlossing prys. Want ons glo dan nie in die God wat hom in die Bybel aan ons bekend gemaak het nie. En omdat ons die Here Jesus liefhet, bewaar ons sy woord. Ons bewaar nie net sy woord in die sin dat ons dit gehoorsaam nie, of nakom nie, maar ons bewaar dit ook in die sin dat ons in ons denke oor God bly by dit wat God oor homself aan ons kom leer het. En daarom het ons hierdie belydenis in die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 25 wat vra: aangesien daar maar enige goddelike wese is, waarom noem jy die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En dan die antwoord: omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat die drie onderskeie persone die enige, waaragtige en ewige God is. Amen. Kom ons bid saam. Drie enige God, ons dankie dat ons vanoggend ook so voor U kan kom buig, Here, in aanbidding, en dat ons juis nie alles van U verstaan nie. Ons is dankbaar dat U groter is as wat ons begripsvermoë is. Want dit is waarom U God is, Here oor ons lewens. En dit is ons gebed, Vader, dat U ons sal help deur die kragtige werking van U Gees om te bly by dit wat U oor U self in U woord aan ons bekend gemaak het. Dat ons nie in 'n poging om U af te bring na ons vlak toe en U meer verstaanbaar te maak, die kernwaarhede van ons geloof begin prysgee en eintlik met dwaalleer besig is nie. Help ons, Here, om eerlik en opreg te luister na hoe U Uself aan ons bekend maak. En dat ons U woord sal bewaar. Daarvoor het ons U werking nodig as drie enige God. Ons het nodig dat U as Vader ons sal beskerm teen die bose en teen die invloed van die wêreld en die invloed van valse denke. Ons het nodig om verlos te wees van ons sondes, sodat ons vernuwe in ons gemoed na U skrif toe kan gaan en onbevange daarvoor kan buig. Maar ons het ook nodig dat U deur die kragtige werking van U Gees ons oë sal oopmaak, ons harte ontvanklik sal maak vir U woord en ons begrip sal verhelder, sodat ons U woord sal verstaan. Vader, ons kom vanmôre ook bid vir hulle wat U nodig het in ons gemeente. Ons weet daar is van ons lidmate wat siek is, ernstig siek is en ook in die hospitaal is, wat ook operasies ondergaan het. Ons dink aan PR Pretorius en Retief wat albei in die hospitaal is. Ons dink aan Alta wat hulle moet ondersteun. Ons bid vir hulle. Here, vou hulle toe in U liefde. Ons dink ook aan Tannie Lente wat nie gesond is nie. Ons dink aan broer Marius Kreer wat 'n operasie ondergaan het. Ons bid vir sy herstel. Ons bid vir ons bejaardes, Here, wat wanneer dit nou weer winter raak, so maklik siek raak, en daar is soveel ander van ons wat dalk siek is, maar wat nie noodwendig in die hospitaal is nie. Ons bid vir elkeen van hulle. Ons bid, Here, dat U ons ook sal beskerm in hierdie wêreld waarin ons leef. Ons bid vir die kerk. Ons bid vir die hele saak oor die regulering van godsdiens. Ons bid, Vader, dat U
ook in hierdie goddelose regering van ons harte sal werk en hulle bose planne sal stuit om die kerk onder hulle heerskappy te bring. Maar selfs al doen hulle dit, Here, gee vir ons die vrymoedigheid om steeds onbeskaamd en vreesloos U heerskappy te bly erken as die een aan wie ons uiteindelik rekenskap gee. Ons bid vir hulle, Here, wat op soveel terreine ook in ons land onder ons volk leiding neem om die saak van ons mense te behartig, maar uiteindelik ook die saak van die Christendom te behartig. Hulle wat predikante moet oplei, hulle wat skryf, hulle wat omroepers is, hulle wat meningsvormers is. Here, gebruik hulle ook, wees ook met hulle, gee ook vir hulle wysheid, nederigheid en insig, om getrou te bly, Here. Want ons dankie ook vir al hierdie mediums en elkeen wat U op verskillende plekke gebruik. En ons bid dat U op so 'n manier die koninkryk sal uitbrei. Dat dit nie oor ons sal gaan nie, maar altyd en bo alles oor die koning van die konings. Wil U ons sondes vergewe ook, Here? U ken ons swakhede, ons het dit vanmôre ook voor U bely. Ons dankie vir die vryspraak. Ons bid dat dit wat nog teen ons sin en ons agtergebly het, vernietig sal word deur die werking van die Gees wat ons heilig om tot U eer te lewe. Gaan met ons ook in hierdie week en hou U hand oor ons elkeen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan vanmôre antwoord op die prediking deur die geloofsbelijdenis van Athanasius saam met mekaar op te sê. Ek gaan voorgaan, u gaan in die hart dit bevestig, omdat dit daardie een van ons algemene geloofsbelijdenisse is wat die drie eenheid juis op 'n besondere manier uitdruk. En nou dat u ook die prediking in gedagte het en wat ons gehoor het uit die boodskap uit, luister dan nou ook met hierdie oor na die belydenis, wat dan die kernwaarhede van wat ons oor God glo, soos ons dit in die skrif kry vir ons verwoord. Kom ons staan en ons bely ons geloof as antwoord op die prediking. Elkeen wat salig wil wees, vir hom is voor alle dinge nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. En die een wat dit nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, hy sal ongetwyfeld vir ewig verlore gaan. Die algemene geloof dan is dit, dat ons die een God in die drieheid en die drieheid in die eenheid vereer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is een, van die Seun 'n ander, van die Heilige Gees 'n ander. Maar die Godheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een, met gelyke eer en mede-ewige majesteit. Hoedanig die Vader is, sodanig is die Seun, sodanig is ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape en die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees. Ewig is die Vader, ewig is die Seun, ewig is die Heilige Gees. Nogtans is hulle nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net so ook nie drie ongeskapenes of drie oneindiges nie, maar een ongeskapene en een oneindige. Op gelyke wyse is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En tog is hulle nie drie
almagtiges nie, maar een almagtige. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En tog is hulle nie 3 gode nie, maar hulle is een God. So is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here, en tog is hulle nie 3 Here nie, maar een Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik as God en Here te bely, so word ons ook deur die algemene geloof daarvan weerhou om van 3 gode of Here te praat. Die Vader is deur niemand gemaak of geskape of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskape nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskape of gegenereer nie, maar hy gaan uit van die Vader en die Seun. So is daar dan een Vader, nie 3 vaders nie. Een Seun, nie 3 seuns nie. Een Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is niks eerder of later nie, niks groter of minder nie, maar al 3 persone is mede-ewig en mede-gelyk. Sodat deur alles heen, soos dit alreeds hierbo gesê is, en die eenheid in die drieheid, en die drieheid in die eenheid vereer moet word. Wie dit salig wil wees, hy moet so oor die 3 eenheid dink. Maar vir die ewige saligheid is dit noodsaaklik dat hy trou moet aan die menswording van ons Here Jesus Christus. So is dan die regte geloof dat ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, God is en mens. Hy is God uit die substansie van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die substansie van sy moeder, in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens, bestaande uit 'n redelike siel en menslike vlees. Aan die Vader gelyk na sy godheid, minder as die Vader na sy mensheid. En alhoewel hy God en mens is hy nogtans nie 2 nie, maar 1 Christus. Hy is egter 1, nie deur die verandering van die godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is geheel en al 1, nie deur die vermenging van die substansie nie, maar deur eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees 1 mens is, so is God en mens 1 Christus. Wat hy het om ons saligheid ontwil, hy het neergedaal ter helle, hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dode, hy het opgevaar in die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader. Vandaar sal hy kom om te oordeel die lewende en die dode, by wie se koms alle mense weer sal opstaan met hulle eie liggame, en rekenskap sal gee van hulle eie dade. En die wat goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan, maar die wat kwaad gedoen het in die ewige vuur. Dit is die algemene geloof. En as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan wees nie. Geliefdes, terwyl jy so staan, ontvang dan nou ook die seën van die drie-enige God, waarmee hy ons wegstuur in die week in. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen. Jy kan sit.